Ek wil graag 'n gedeelte met jou deel wat nogals baie naby my hart is. En ons vind dit daar in Psalm 103. En ek wil graag hê dat jy saam met my sal lees. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Die Here laat geregtigheid en reg geskied aan almal wat verdruk word. Aan Moses het hy sy wil bekend gemaak, aan Israel wat hy van plan was om te doen. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtighede nie, want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is, hy hou dit in gedagte dat ons stof is. Die mens, sy lewensduur is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg en sy plek vir altyd leeg. Maar onverganklik is die liefde van die Here vir die wat hom dien. Sy trou vir opeenvolgende geslagte, vir die wat getrou bly aan sy verbond en sy voorskrifte nakom. Die Here het sy troon in die hemel gevestig, sy heerskappy strek oor alles en almal. Loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here, alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof, net tot sover. Ek hoop van harte dat jy ook in jou lewe baie keer op 'n punt net kom en net die Here loof vir wie hy is. Net vir hom dankie te sê, Here, vir u grootheid, u teenwoordigheid, u krag in my lewe. En as ek kyk na hierdie gedeelte van Dawid, dan sal ek sien dat Dawid is besig om God te loof vir wie hy is. Hy begin deur te sê, ek wil die Here loof, uitroepteken. Hy het die begeerte om dit uit te skree, hy het die begeerte om dit te vertel, hy het die begeerte om dit te verklaar, hy het die begeerte om vir mense te vertel dat die Here is goed. Hy wil die Here loof en hy wil geen geheim daarvan maak nie. Ek dink baie keer in ons eie lewens is ons so selfgesentreerd en ons is so gefokus op dit wat ons doen en hoe ons dit doen, dat ons baie keer die Here in hierdie proses vergeet. Dat ons hom vergeet vir die rol wat hy in ons lewens speel. En wanneer jy na jou lewe kyk en jy sien dat die Here dat 'n pad saam met jou gestap en jy kyk om jou en jy sien die mense en jy sien dit wat jy in die werksplek dalk reg gekry het, dalk 'n bestuurder of senior bestuur geword het en jy kyk na jouself en jy sien maar die Here was my goed om uiting te gee en te sê dis nie as gevolg van dat ek so goed is nie. Dis nie as gevolg van dat dit aan my toedoen is nie, maar die Here is vir my goed. Dis hy wat vir my seën, dis hy wat my help, dis hy wat my op hierdie pad begelei het. Dis hy wat hierdie lewenspad vir my in 'n rigting ingesit het. Dis hy wat mense oor my pad gesit het. En dan kan jy nie anders as om te sê, Here, ek wil u loof. En ek wil nie een van u weldade vergeet nie. Die ou vertaling sê dit so mooi, hy sê, loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Met ander woorde, hy besef dat sy totale wese, sy menswees, is alles te dank aan die Here. Alles wat hy het, is te danke aan wie God is. En hier ervaar hy God se goedheid. Hier ervaar hy wie God is.
En so baie keer mis ons dit, vergeet ons dit, dat God is 'n God van liefde en omgee. Ons gaan nou 'n bietjie verder daaroor praat, maar hy's besig en hy's aktief in jou lewe. En hoe ons hom eer daarvoor is om te sê, Here, dankie vir wie U is. Ek wil U loof dat U 'n God is wat vir my sorg, wat na ons kyk, wat aan ons voorsien, wat U beloftes in U woord nakom. Hier's 'n lofprysing wat Dawid mee besig is om net om te loof vir wie hy is. En dan as ons 'n bietjie verder gaan, dan sal ons sien dat in hierdie gedeelte is daar 6 baie spesiale geestelike seëninge of geskenke wat die Here vir jou en vir my gee. En dit is God vergewe, hy genees, hy verlos, hy kroon ons, hy versadig en vernuwe ons lewens asook ons gees. So as ons kyk na hierdie gedeelte, dan sien ons dat Dawid vir die Here sê, Here, ek wil U loof met alles wat in my is. Wil ek nie een van die weldade vergeet nie. En dan gaan Dawid ook verder en hy sê, Here, ook my ongeregtighede. Here, die feit dat U my vergewe het, is 'n rede om U te loof. Is 'n rede om U te prys vir wie U is. En ons almal ken die lewe van Dawid. Ons almal weet waar hy voetfoute gemaak het, waar hy die bal misgeslaan het. As ons kyk na die lewe van Dawid, dan sê hy met my saamstem, hy was nie perfek gewees nie. Hy was vol foute gewees, vol sonde, verkeerde besluite gemaak. Dink aan Batseba, dink aan die komplotte, dink aan die moord wat hy gepleeg het. En dan kom Dawid en hy sê, Here, dankie vir U vergifnis. Jesus, ek dink Dawid het besef, wat beteken dit om vergewe te word? As jy daarna op Psalm 51-52 gaan kyk, dan sien jy, Here, waar hy sê, maar Here, laat ek net weer blydskap ervaar. En dit is wanneer Nathan hom gekom het en hom gekonfronteer het oor die oorspel met Batseba. En toe dit op die lappe kom, sit hy en dit gaan sleg met hom. En hy sê, Here, ek voel verbryseld, ek voel al my vreugde, my blydskap is uit my lewe uit. Dawid wat op die laagste van laagste punte was, wat op 'n punt was dat hy gedink het, Here, hoe gaan ek weer my blydskap terugkry? Hoe gaan ek weer hierdeur kom? Hoe gaan ek weer kan funksioneer? En kom die Here en hy kom herstel hom, en Dawid ervaar vergifnis. Hy ervaar dat die Here hom vryspreek. En Dawid kom op 'n punt waar hy weer blydskap en weer vreugde in sy lewe kan ervaar. En so ook in ons eie lewens besef ons nie aldag hoe groot geskenk God vir ons gegee het om ons net te vergewe. Om te dink dat op 'n plek kom wat hy sê, dis verby, ek dink nie meer daaraan nie, dis nie, maak nie meer vir my saak nie. Ons aan die ander kant het baie keer terughou en vashou. En sê maar Here, hoe kan U my vergewe? Hoe kan mense my vergewe? Ek het 'n fout gemaak. En die Here kom en hy sê, ek kom vergewe jou onvoorwaardelik. Want ek het 'n duur prys vir jou betaal. En ek het nie gekom om jou te herinner aan jou sonde nie. Ek het nie gekom om jou te veroordeel nie. Ek het jou gekom om jou te red. Ek het gekom om jou te help. Ek het gekom om jou weer op te lig. Ek het gekom om jou weer te herstel. Ek het gekom om dat jy weer vreugde en blydskap kan beleef. Dat jy by daai lewensdoel en lewensdroom kan uitkom wat ek vir jou beplan het. Daarom kom die Here en hy gebruik die afstand tussen die ooste en die weste. Net te sê, maar dis so ver ek jou sonde en jou oortredings verwyder.
Dis weg. Dis verby. Ek wil nie meer hê dat jy daarop moet fokus nie. En so baie van ons, en so baie ken ons, wat nog so vashou daaraan. En weet jy wat gebeur? Dit ontneem jou om te wees wie jy moet wees. Dit ontneem jou van vrymoedigheid. Dit ontneem jou om uit te gaan en te gaan leef soos wat die Here wil jy moet leef, en dit is ten volle, want hierdie goed trek jou terug. Dawid verstaan dit. Dawid gryp hierdie geleentheid aan om te sê, Here, vergewe my. Vergewe dit wat ek gedoen het. Gee my weer daai vreugde, gee my weer daardie blydskap. En God kom en hy kom ontmoet vir Dawid en hy kom herstel vir Dawid. En so wil hy vir jou en vir my ook herstel. So wil hy jou en my ook bystaan. Dit is 'n pa wat sê, wanneer 'n kind seer gekry het, en hy's daar, en hy versorg, en hy vertroos, en hy help, en hy sit dalk 'n bietjie spoeg op die seer plek, en verbind dalk, of plak dalk 'n pleister, so wil hy ook in ons lewens daar vir jou en vir my wees. Nie 'n pa wat sê, gaan weg van my af, gaan kry jou seer, jy verdien jou seer, jy wou nie geluister het nie, sien hom kom klaar nie. Dis nie wie God is nie. Hy kom en hy kom ontmoet jou in daardie spasie. En dan kom hy om te kom genees. Die 33 vertaling sê, wat al jou krankhede genees. 83 sê, wat jou van jou siekte genees. Ek glo nog steeds, dat die Here nog steeds aktief besig is om mense aan te raak. Ek glo nog steeds dat hy in staat is om blindes te kan laat sien, dat krepeles kan loop. Ons glo nie in die streepteologie wat sê, hy het net vir 'n sekere tydperk in Handelinge is daar wonderwerke gedoen en dis dit verby nie. Ons sê vandag nog steeds, dat hy is nog steeds Jehovah Rapha, die een wat genees, die God wat genees, die God wat mense se liggame kan aanraak. Ons sien dit nog steeds, ons beleef dit nog steeds. Maar die grootste genesing wat daar is wanneer ek en jy weet, dat daar verlossing ook in genesing is, wanneer ons na Jesus Christus toe gaan. Dan is daar geen leed, geen smart, geen pyn nie. Maar hy kom en hy wil genees, hy kom en hy wil aanraak. Hy wil vir ons verlossing gee. Ja, en in daardie selfde asem, die volgende punt wat hy vir ons sê is, wat jou en vir my red van die graf. Hy verlos ons. Nou, die Hebreëse woord vir verderf, dui op verlossing, soos wat Israel verlos is uit die mag van slawerny uit Egipte uit. Daardie verlossing dui daar dat God jou verlos van die put van ewige sonde. Psalm 6 vers 5 sê, neem my weer onder u sorg, Here, en red my lewe, help my, want u is getrou. Ons het al hoeveel keer vir mekaar gesê, die grootste realiteit in die lewe, en die enigste realiteit in die lewe is die dood. Dis die enigste sekerheid wat daar in die lewe is. En ek dink ons moet begin wakker skrik en te kan besef dat ons is nie vir ewig op aarde nie. En hierdie afgelope 40 dae kursus wat ons gedoen het, het ons juis daarvoor voorberei dat daar 'n ewigheid is wat kom, wat ons nog steeds gaan moet leef. En waar ons nog steeds in gaan wees. Dis baie keer jammer om te sien dat mense dink dat hulle is vir ewig op aarde. Daar's al ewig goed wat uitgestel word, want daar's nog baie tyd om dit reg te maak. Maar so sien ons dat lewe is tydelik, lewe is kortstondig, lewe is soos Jakobus sê, 'n wasem in die lug. Die een oomblik is hy daar en die volgende oomblik is hy weg. Dis die tent wat breek, die kleipot wat uitmekaar uitval.
Stof is jy en na stof sal jy terugkeer. Dis 'n sentrale tema wat van Genesis tot Openbaring vir ons vertel word. Daar word nie doekies omgedraai daarmee nie. Dis die harde realiteit van die lewe. En God kom. En hy stuur sy seun Jesus Christus om vir jou en vir my te kom sterf. Sodat ons vir ewig saam met hom kan wees. En wat 'n wonderlike geskenk wat vir jou en vir my gegee word. En dis nie 'n geskenk wat jy jou beursie moet uithaal en daarvoor moet betaal nie. Dis nie iets wat jy moet gaan doen soos al die ander gelowe in die wêreld en nou moet ek myself bewys nie. Nou moet ek werk. En wee my as ek nie werk nie, want dan gaan ek dit nie maak nie. Dis genade wat die Here vir ons gee en hy kom gee hierdie geskenk van die ewige lewe vir jou en vir my en al wat hy wil hê is, vat dit net. Vat dit net. Vat dit en sê dankie daarvoor. Here, dankie dat U vir my sondes aan die kruis gesterf het. Dat jy aan my gedink het. Dankie dat my lewe nie 'n doodloopstraat is nie, dat die dood nie 'n doodloopstraat is nie, maar dat die angel uit die dood uitgehaal is toe U vir my aan die kruis kom sterf het. Sien jy Dawid se opgewondenheid om die Here te loof? Die Here te loof om te weet dat daar's nie 'n doodloopstraat in die dood nie, dat die angel uit die dood uitgetrek is, dat daar iets vir ons wag wat pragtig en heerlik en mooi is, 'n plek waar daar geen leed en geen smart en geen pyn is nie, 'n plek waar ons almal in harmonie en vrede sal wees. En dan wil ek wys jou dat ek elke keer gesê het, wat jy nie heeltyd gaan sit en niks doen nie, maar jy gaan werk as jy in die hemel kom. Okay, verstaan dit net mooi. Maar dat jy in die woonplek van God is, soos Openbaring dit mooi sê. As hy sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hulle sal sy volk wees en hy hulle God. Dawid het 'n rede om die Here te loof. Dawid het rede om te sê, Here, U het my in totaliteit kom red. U het my hele lewe kom red. En dan sê hy verder en hy sê, Here, U kroon my met U liefde. U is 'n God van barmhartigheid, genadig en U is vol liefde. Hoe wonderlik om te weet, die God wat jy dien, is 'n liefdevolle God. Dit is so baie keer as ons prentjies so verwronge van wie God is en meeste is bang vir God. Ja, die prediker sê dit reg. Hy sê, wat is daar om te leer uit alles uit? Is vrees God. Besef met wie jy te doen het, dat hy is die skepper van die hemel en die aarde. Hy is die een wat 'n woord spreek en dit gebeur. Hy is die een wat die hele aan sy hand vashou. Dis wie hy is. Respekteer hom vir wie hy is. Maar weet dat hy 'n Vader is wat vir jou omgee. 'n Vader is wat vir jou lief is. 'n Vader wat opgewonde is as hy jou sien. Dis amper asof hy die hele hemel, al die hemelwesens, die engele en almal daar net wil sê, bly net 'n bietjie stil, want op hierdie oomblik, sjoe, ons Karla, kyk net, dis Karla. Ek wil amper sê, dis in daardie ekstreem. Hy is lief vir jou. En hy bewys aan jou genade. En hy is barmhartig teenoor jou. En hy is lief vir jou. Hy is nie liewer vir die ou landsjou nie. Hy is net so lief vir jou ook. En hoe mooi as die woord sê, soos 'n vader ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. 'n Pa, 'n vader, wat
belangstel. As ek die woordjie ontferming hoor, dan is dit asof, ek verstaan, dit is so asof die pa so met 'n sambreel, met sy arms oor sy kind kom en hom wil toevou. Te sê, ek wil jou toevou. Ek wil jou toevou met liefde, ek wil jou toevou met beskerming, ek wil jou toevou met goedheid. Ek wil daar wees vir jou. Hoekom? Want die wêreld is rof daar buite. Dit is stikkend, dit is gebroke. En baie keer het dit 'n impak ook op jou lewe. En dan gaan hy volgende versie aan as hy sê, maar hy weet, hy hou dit in gedagte dat ons maar net stof is. Hy hou dit in gedagte dat hierdie kinders van my, vir wie ek so ongelooflik lief is, eintlik maar stof is. Genesis, stof is jy, en as stof sal jy terugkeer. Stof wat nietig is. Maar die Here sê, hy hou dit in gedagte, dat ons stof is. En hy kom ontmoet ons in daardie gebrokenheid, in daardie stikkenheid, in daardie onperfekte lewe waarin jy is, waar als nie net reg en perfek is nie, waar als nie net goed is nie, kom hy en hy kom ontmoet jou in daai spasie. Kan jy verstaan hoekom Dawid sê, ek wil die Here loof? Ek wil die Here loof, nie op grond van wie ek is nie, maar ek wil die Here loof op grond van wie hy is. En wat hy in my lewe doen en vermag en vir my beteken. Dis 'n God wat sy verbond nakom. Dis 'n God wat sy woord nakom. Dis 'n God wat sy beloftes nakom. Dis 'n God by wie ek en jy kan veilig wees en kan veilig voel. Want hy soek die beste vir jou en vir my. Dawid kan nie anders as om in die laaste gedeelte te gaan en almal te betrek vir wie God is nie. Hy kan nie anders as om almal by die naam te noem nie. En ek wil dit vir jou lees. As hy eindig met sy gedeelte en hy sê, loof die Here, magtige engele wat sy opdragte uitvoer en sy bevele gehoorsaam. Loof die Here alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Amper asof Dawid hier so bietjie cheeky raak en sê, hoorie, kom ons vat dit bietjie verder. Engele, hemelwesens, julle wat die Here dien, julle moet die Here ook loof. Hy gaan verder, as hy sê, almal wat deur hom geskep is, loof die Here op al die plekke waar hy heers. En dan sluit hy af, soos wat hy begin het, en hy sê, ek wil die Here loof. Ek wil die Here loof. My gebed vanmôre is, dat jy ook, soos Dawid, miskien net in jou kar sal uitroep en dalk sommer net sal skree, Here, ek wil U loof en nie een van die weldade in my lewe vergeet nie. Ek wil U loof, sê ek, Here, ek sien U raak. Ek is bewus van die grootheid en die goedheid in my lewe. Ek wil U loof vir die mense wat hier oor my pad gesit het. Ek wil U loof vir die vrou wat ek het. Al verstaan sy my dalk nie altyd soos wat sy my moet verstaan nie. Waaroor jy lag, Dolf het altyd gesê, hy was sentraal se
visievoorsitter gewees vir baie jare. En hy het altyd gesê, dit is moeilik baie keer om met die regte vrou getroud te wees. Maar kan jy jou indink in die nonsens wat jy sal leef om met die verkeerde vrou getroud te wees? Jy kan die Here loof vir jou vrou. Jy kan die Here loof vir jou kinders. As jy vanmôre die geleentheid het, of vanmiddag die geleentheid het, om saam met jou familie te kan sit, om 'n tafel, en ek wil amper so ver gaan om te sê, en daar's nie tweespraak en vyhandige gesindheid nie, as jy op 'n goeie spasie, kan jy die Here loof vir die mense in jou lewe betrokke. En as jy werk toe ry, en jy klim in jou kar, en jy ry werk toe, en dit is nie altyd so goed nie, en dit is nie altyd so lekker daar nie, en jy het jou uitdagings daar, kan jy ook die Here loof, en vir hom sê, Here, dankie vir 'n werk, dankie vir geleentheid, dalk moet jy my hart verander, dalk moet jy my bril verander, waarna ek na sekere goed kyk, en dan wil ek jy loof vir dit wat jy vir my gegee het. God is goed. Hoor daar buite, hoe mooi kyk jy na die skepping. Hoeveel te meer, nie vir jou en vir my nie. God is goed. Hoe min hoor mens daardie woorde ook, God is goed. Die Here is goed vir my. Miskien het ons so groot in onsself geraak, dat ons die Here nie meer raak sien nie. Woord sê tog vir ons, jy kan beplan soos wat jy wil, jy kan doen wat jy wil, maar op die einde van die dag, het die Here die finale sê. En dan sê ons baie keer, ons gaan, volgende vakansie, gaan ons bietjie weg, en ons gaan dit doen, en ons gaan dit doen. En wat leer die woord, en wat leer die ouer mense ons, dit is nie so maklik nie, dit is, as dit die Here se wil is, dan gaan ons dit doen. Die erkenning te gee van, Here, dankie vir die goedheid. Hoe gaan dit met jou? Dit gaan goed, want die Here is goed vir my. Kom ons sien hom raak. Kom ons beleef hom as 'n God van nabyheid. 'n God wat teenwoordig is. Dis nie 'n vorm godsdiens hierdie nie. Ons staan in 'n lewendige verhouding met die Here. Dis wat Dawid vir ons so mooi wys. Sê Here, dankie vir wie U is. Dankie dat ek U nie net in die tempel kan ontmoet nie, maar dat ek U ook in my daaglikse bestaan kan ontmoet. En die geleentheid kan gebruik om vir U te kan vertel hoe goed U vir my is. En daarvoor wil ek U loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Kom ons sluit ons oë. Hemelvader, U is 'n goeie God. En ons sê dankie vanmôre dat ons U mag ken en in 'n persoonlike verhouding met U kan staan. Saam met Dawid wil ons uiteindelik uitskree. Ek wil die Here loof. Ek wil nie van sy weldade in my lewe vergeet nie. Here, want U stap 'n pad saam met ons en baie keer gaan dit met ons baie goed en ons is op 'n goeie plek in die lewe en dan die volgende oomblik dan ervaar ons iemand ruk die mat onder ons voete uit en dan gaan dit nie met ons goed nie, maar selfs in daardie tye is U goed, want U is met ons, U is by ons. U is 'n Vader wat U self ontferm oor die kinders en daarvoor wil ons U eer. My begeerte vanmôre is, Here, dat elke persoon in hierdie saal U sal beleef as 'n God van nabyheid. En dat ons U sal raak sien vir dit wat U in ons lewens doen en mee besig is. En dat ons sal weet, Here, dis U wat vir ons sorg, dis U wat na ons kyk en dis U wat ons veilig in U hand vashou. En dan sê dit so mooi, en niks en niemand sal ons ooit uit U hand uit ruk nie. Dankie vir wie U is, en dankie vir wat U vir ons kom doen het.
Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Ons almal sê amen.